naam van die Here. As gegroet in daardie onveranderlike naam van die Here Jesus Christus. Ek groet in die naam van Jesus Christus, omdat daar geen ander naam is. Wat ek hier dan groet, prys die naam van die Here. Daar is geen ander naam, prys die naam van die Here. Wat so ontragtig soos hierdie naam, prys die naam van die Here. Wat baie mooi is dat hier die Here, prys die naam van die Here. Wat ons nou vandag hier kan sit, prys die naam van die Here. Nou ek het geen tyd in beslag neem, prys die naam van die Here. Ek dink dis maar my eerste keer, prys die naam van die Here. Dat ek 'n offer moet bedien, prys die naam van die Here. So die keer van die Here moet verdra, prys die naam van die Here. Halleluja, maar beloofing sal kort en kragtig is. En dit was ook in die gedagte wat die woord sê, prys die naam van die Here. Wat jy sal sê in my, prys die naam van die Here. En wat jy insit sal jy uitkry, prys die naam van die Here. So die kerk van die Here dra aan kennis, prys die naam van die Here. Wat jy vir God insit, prys die naam van die Here. Dan sal jy kry, prys die naam van die Here. Maar my gedagte, prys die naam van die Here kom uit Mattheus 5, prys die naam van die Here. Vers 23, prys die naam van die Here. Die Bybel sê, Mattheus 5, vers 23, as jy dan jou gawe na die altaar toe bring, en dan jou daarby val dat jou broeder is in jou het. Vers 24 sê, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en dan bring jy jou gawe. Dat is een diep woord, prys die naam van die Here. As dit jou byval, dat jy is teen jou broeder, prys die naam van die Here. Los dan jou gawe en gaan terug en versoen eers, prys die naam van die Here. As jy God met R1000, prys die naam van die Here. En die liefde as die daar van jou nie. En die oprechtheid as die daar van jou nie. Dan pak dat jou niks. Ons kerk by die Here, prys die naam van die Here. Ons dienst is aan op datum. Ons offer is aan op datum, prys die naam van die Here. Maar die sewe kom net hier in die prys die naam van die Here. Ja, jou dienst is op datum. Ja, jou offer is op datum. Maar jou hart as nie gerecht, prys die naam van die Here. Teenoor jou broer en jou suster nie. So jou dienst en jou offer is, dan pak niks. My God kan jy nie omkoop nie. My God kan jy nie omkoop nie. Dan bewonder jy jouself, jou broer wat jy gewerk het nie. Hy ontvang dat die seëninge. Jy wat jare sondig dienst en overgas neem. Jy kom nergens in die lewe nie. Jou hart is nie oprecht nie. My God kan jy nie omkoop nie. My God verwag liefde en oprechtheid. Hy verwag nie geld, prys die naam van die Here, om hom op te koop, die prys die naam van die Here. Ja, dit is en overal, dit is belangrik, prys die naam van die Here. Wat is tot uitbreiding van God se werk, prys die naam van die Here. Maar jy gaan nie op God omkoop met jou vyand, prys die naam van die Here. Met geld nie. Ek wil die kerk van die Here bemoedig, prys die naam van die Here. Dat
Here. Nou die kerk van die Here is slim geraak. Die kerk van die Here het nou geupdate met die technology van die tyd. As jy slegte ding nie waar is, as iets goed. Destijds was daar nie WhatsApp nie. Toe moet die mense briewe skryf vir mekaar. Het 'n maand gevat om my boodskap deur te stuur. Maar vandag is daar WhatsApp. Het van 30 secondes vir die alle persoon om my boodskap te kry. Met alle woorde, technology as jy slegte ding nie. As hoe jy die technology gebruik. Stem jy saam met my? Stem jy saam met my? Ons moet nie bang is vir die technology nie. Ons moet nie bang is vir science nie. Ons moet het dit met die tye presteren. Maar as we nog altyd onze beginsels onthou. So, met ander woorde die waar is, as een in die kerst zit die, daar is een kaartmachine. En die hoef nie bang te wees nie. Hy gebruik ook kapitein. So as jy net die kaartmachine nie. As jy FNB kaartmachine nie. As jy Absa kaartmachine nie. As jy kapitein kaartmachine. So moet jy bang is vir die banking charges nie. Amen! Amen! Dat is een lekker evangelie die waar is. Hy is een lekker evangelie. Apostel nou sê altyd strijdstok. Nou insult. Die waar is, ons gaan een koerkie kry. Dan maak ons onmiddellik ons nog vir hy te presteren. Waar is die bakke, manne van die Here? Waar is die bakke? Waar is die bakke?
Maar nog niet afsluiten, dus nog niet klaar. Wat is voor die offer? Wat staat die maar? En dan sluit het voor. Hemelse Vader, Heer, ons komt zeer voor Heer, bij je dank, Heer. En dan dank Heer voor die offer, mijn God Vader, Heer. Dank je voor die wat gegeven, mijn God Vader, Heer. Heer, ik bid in het evil als van zeer, Heer. Zelfs die wat die gegeven, mijn God Vader, Heer. Zeer, Heer. Zodat er op een volgende keer zal weer dank je, mijn God Vader, Heer. Heer, ik bid, Heer, ik zeg jou vloek, Heer, ik bid jou, Heer. Heer, ik zeg dit af, Heer. Jesus machtige naam. Amen, amen. Prijs zijn voor welke naam, kom ons Heer, prijs. Halleluja. Halleluja. Nou ons het nou gekom by die mees vernaamste deel, prys die Here. Het die status geniet so ver. Hoe was die presentation so ver? Was het 'n lovely fine dining experience? Die mooiste van alles is, die hoef nie reservation te boek hier nie. Jesaja sê, kom koop, dis verniet. Kom eet, dis verniet. Kom drink, dis verniet. Prys sy wonderlike naam. Maar ons gaan nou draai, prys die naam van die Here, na die mynkosmeel toe, prys die Here. As daar nog ruimte vir die mynkosmeel, prys die Here. As jy het nie nou 'n appetite, het jy die appetizers geniet, prys die Here. Het jy die snacks geniet van tevore, prys die Here. En hoef nie die appetite nou ontwikkel vir die mynkosmeel. Ons is opwinde vir wat die man van die Here vir ons op gaan skep vanmôre, prys die naam van die Here. En terwyl ons nog so staan, prys die naam van die Here, dan gaan ons die man van die Here optel, prys die naam van die Here, om ons te bedien met die heilige woord van die Here. Halleluja. Kom ons staan keer, kom ons staan keer. Halleluja. Hallelujah.
Glory. 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 Wie is soos hy? Wie is soos hy? Wie is soos hy? Wat wonders kan verlig? Wat sondes kan vrylaat? Wat mense se lewens kan verander? Halleluja. Here, ek aanbid U en verheerlik U. Laat my toe om vanoggend te groet. Ek gaan my eers voorstel. Ek is broer Jalwas Vlemmer. Werkersbroer van de Weerafheid van die Sint-Jans. Onder die leiding van Apostel Jacobs. Glory. Ek wil die man van die Here moet hoor dat staan kom in sy loons. Die man van die Here. Ek sê kom in sy loons, die man van God. Halleluja. Dankie Apostel. Halleluja. As 'n voorreg vanoggend, door duisende, om hier te kan staan, gered uit genade, was 'n welverdiende sondaar. Maar ek sê toe die Here my pad langs kom, ek sê toe die Here my pad langs kom, ek sê wanneer die Here beweeg, dan moet daar iets gebeur. Wanneer die Here aantree bestander, iets moet gebeur. Halleluja. Glory. Ek is excited. Ek sê altyd, wanneer ek so nervous is, dan gee ek my eintlik die motief om myself nog dieper in te druk in die gees in. Dat gee my eintlik nog die motivering om nog dieper in te delf. Want ek worry nie wie agter my staan nie, of wie langs my is nie. Ek is gefokus op Jesus. Halleluja. Ek wil eerstens groet die Heilige Gees in ons midde vanoggend. Die Gees onder wie ons almal onderworpe is. Bybel sê, dit is een Gees, een uitwerking. Prys die liewe Here. Ek wil vanoggend die profete, profetesse, want ek het nog iets vanmorgen aan die atmosfeer, die apostels, ek wil ek nog iets vanoggend die leraars, die pastore, die ouderlinge, die evangeliste, die jankens, een is wonderlik gegroet vanoggend aan die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Besonders die jong mense is gegroet vanoggend. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dit is alleenlik met hierdie woord. Dit is die woord wat lewendig maak. Dit is die woord wat bevryding bring. Dit is die woord wat regtig is. Dit is die oudste woord wat die kettings kan breek, Pastor. Begroet is almal aan die atmosfeer vanoggend. As lekker om die Here te dien. Ek sê dit is lekker om die Here te dien. As jy weet waarvan af ek kom, dis kom ek dit. Die vrede om te sê dit is lekker om die Here te dien. Maar dit is altyd makkelijk nie. Want daar stampe en daar stote. Maar het hang van jou af. Of jy gaan deurdruk. Of jy die uithou vermoe gaan het.
Ek moes eintlik een dag gaan preek het. Maar die Here het 'n manier. Om dinge te doen. Jy kan hardloop. Jy kan verskonings hê. Die Bybel sê die Here stuur vir Jonah om na Nineve toe te gaan. Om die volk te gaan waarsku. Maar Jonah vang sy eie ding aan. Jonah volg sy eie gedagte. Jonah kies 'n ander rigting. Maar ek sê die Here het 'n plan om hom terug te bring. Ek sê die Here het 'n manier. As hy jou wil gebruik, dan bring hy jou in posisie aan. Hy realiseer alles om ten goeie uit te werk. Maandagoggend gaan die lang wees en dierbares en baie kort en kragtig wees. Maandagoggend kom ek nagstoffend en ek gaan deur 'n klein stryd die maandag aand en hierdie ding het my so 'n knou gegee dat ek nie meer waardig gevoel het in die aangesig van die Here nie. Terwyl die Here besig is om aan te bring van die saak van die naweek, val die vyand my aan, apostel. Maandag, dinsdag en woensdag aan, dis 3 aande, wat ek hier bywoon, by die gebedsessies hier. Ek is by die huis, ek is af. Ek bid nie. Ek maak nie tyd vir die Here nie. Want my gees is bevoer van die ding wat ek gedoen het. Ek en my suster was klein seun, het 'n uitval, apostel, en ek gebruik my hande om te slaan. En die Here laat my toe om droefheid in my hart te experience. Omdat ons 'n gees van waarheid dien, omdat die gees van die Here liefde is. Hy herinner die Here my dat liefde doen nie kwaad nie. Liefde word die hande opgelig van mekaar nie. En ek voel sinnig in my gees. Ek is bedroef. Want ek is 'n gelowige. Maar ek het my hart gelig vir my eie bloed. Terwyl ek by die huis is, die huis is onplezierig. Ek is kwaad. Ek is woedend en ek praat saam niemand in die huis nie. Want ek voel soos 'n teleurstelling en ek probeer my bes om 'n voorbeeldige lewe te lewe in die huis. En nie net in die huis nie, maar ook in die gemeenskappe. Maar hier staan ek vanoggend. Ek het geweet dat die Here my uit gaan verkies om hier te staan vanoggend. Ek het nog probeer dons met die werk, maar dit het nie gewerk nie. Ek het nog probeer om 'n verskoning te hê, maar dit het nie gewerk nie. Die Here bring my tot my plek. As ek my vinger op jou het, my seun, dan het ek jou gemerk. Ongelukkig het die Here my gemerk. Om vandag die boodskap te bedien. Of ek nou skeef of krop gaan bedien. Van dit wat ek doen is te eer van die Here. En ek skaam my nie van die evangelie nie. Halleluja. Ek wil vanoggend oor iets praat. As 'n daglikse ding wat ons elke dag hoor.
Die Here het ons stemme gegee. Nou ek wil vanoggend die klem lê op die stem. Ek wil 'n klem lê op die stem. As jy nou met my. Ons is in 'n tyd en in 'n era waar daar verskillende stemme met ons kommunikeer. Ek sê ons is in 'n tyd en 'n era waar daar verskillende stemme tot ons minister ook. As man amen. As baie man amen. Die 7de Desember 2025. Terwyl apostel Lou besig was om die ordinasies en alles te doen, as daar iets wat van my uitstaan, hy sê, man van die Here, moenie skroom om die waarheid te praat nie. Moenie skroom om te sny nie. En as daar gesny moet word, dan sny ek. Want die waarheid sal jou vry maak. Die waarheid bring 'n mens tot nader aan God. Die waarheid bring jou nader aan die krag van die Here. Kom nou my broer. Daar's verskillende stemme wat praat saam met ons. Daar's stemme wat fluister. Dan dink ons dat is die Here wat praat saam met ons. Daar's stemme van oorledery wat roep in die atmosfeer. Daar's stemme van tweedragsaai wat roep in die atmosfeer. Daar's stemme van kwaad doen wat roep in die atmosfeer. Daar's stemme van oorledery wat roep. Daar's stemme van tweedrag wat roep. Daar's stemme wat sê, kom ons gaan giet onskuldige bloed. Daar's stemme wat roep en sê, kom ons gaan van kant en kwaad aan. As er raai niemand gaan sien nie. Maar die Here sien. Ai. Toe ek in die wêreld in was, het ek na verskillende stemme geluister. Ek het 'n oor waar ek op gou reageer. As ek dit dan hoor, dan gaan ek reageer. Ek gaan nie nog bepuns of ek dan bedankie. Daar roep 'n stem, terwyl ek in die wêreld in was, om afvallig te word, om 'n dwelm verslaafdheid te val. Daar's 'n stem van alkoholisme wat roep. Daar's 'n stem van jaloesie wat roep. Kom nou. Die Bybel maak 'n beeld en hy sê, dat die Here het geen velde aan brandoffers en slagoffers nie, maar hy het 'n velde aan jou gehoorsaamheid. Hy het 'n velde aan jou gehoorsaamheid. Terwyl ek in die wêreld is, ek voel kooi, gaan ek trek of vrag. Ek trek of vrag.
Die Kaapenaar sal weet wat is 'n vrag wat getrek word. Ek trek 'n squad saam met my. Want hulle het my stem geken. Hulle het my stem geken. Want as ek dit dan gesê het, dan is het amper so ek sê dit met autoriteit, dit moet so wees. So het hulle saam aan die pot van die jare getrek, aan die duisternis aangetrek saam met my. Oh, Jesus! Oh, yes, hallelujah! 'n stem wat veroorsaak het dat het gevoelloos begin word. Daar is nie meer liefde nie. Daar is nie meer ontferming nie. Daar is nie meer omgee nie. En dat was die stem van die vyand. Dat was die stem van die duivel. Dat sê gaan giet onskuldige bloed. Gaan en beroof onskuldige mense. Maar die Here het 'n manier om sy stem bekend te maak. Ek gaan doen 'n klein bietjie research. En ek sien die woord stem kom 410 keer voor aan die Bybel. 410 keer kom het voor aan die Bybel. Die stem. Jong mense, ons, as het die era, kom ons gee God 'n prys. Ek gaan vanoggend die woord voorlees in Johannes hoofstuk 10. Net 2 vers lees, oggend saam met julle. Ons gaan staan as julle die woord het, en dit is die woord, maar die hoogste gesag is, prys die liewe Here. Ons gaan staan, die wat kan staan voor die Here. Johannes 10, die opskrif sê die gelykenis van die goeie herder. Maar ek gaan lees vanoggend vers 5, vers 4 en vers 5. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Tot sover die Here seën sy woord. Ons as gelowiges ken net een stem. En dat is die stem van die Here. 'n vreemde stem sal ons nie ken nie. Maar dat is 'n ding wat ons toelaat dat 'n vreemde stem tot ons minister. Dat is 'n ding wat ons ore oopmaak, sodat 'n vreemde stem kan uitgaan. Bybel sê, dat is hierdie stem. Jesus wat vir Samuel roep, Samuel. Dat is die einste stem. Die boeke van andere apostels sê, dat is hierdie einste stem, wat Saulus gehoor het op pad na Damascus. Die woord sê, terwyl Saul besig was, om die volk te gaan vervolg in Damascus,
Markus 1 vers 3 sê, daar's 'n stem in die woestyn. Soos een wat roep. Ja, terwyl jy 'n stryd is, as 'n hierdie stem wat in die woestyn roep. My kind, waar is jy? My seun, my dogter, waar is jy? As die stem wat my gebring het tot waar ek vandag is, as die stem wat gemaak het dat in die 7de hier binne die kerk die olie op my hoofd moes gekry het as 'n werkende brie, dat is die stem wat in die Nuwe Testament geroep het, waar is jy mens, waar is jy? Ek is eendag so wacht as warm. Ek het twee verskillende takke saamgemeng, ons noem wat ek het opgebons. En terwyl ons het so gebons het, die eerste hoek wat ek slaap, en ek sat stil, en ek hoor 'n stem wat roep aan 'n vrou, as daglig, ja, hy was. Maar terwyl hy uitbeweeg, om te kyk waar vanaf roep die stem, ek sien niemand nie, hy is 'n stem wat roep. Ek gaan weer in, en ek gaan sit, en ek slaat weer na hier. Van die tweede maal, roep die stem weer, ja, was, en ek het het so nie langs my, en ek vraag het gehoor, hy sê, ek het die stem gehoor nie. Ek vraag vir myself, as ek besig om aan te raak, as ek besig om van my kop af te gaan, as ek besig om kranksinnig te word, van die stem wat roep, maar ek sien niemand nie. Ek is weer op, en kyk buite, agter in die jacht, daar is niemand nie. Kom vorentoe. Ek vraag my sister, het iemand my geroep? Sy sê nee, sy het niks gehoor nie. Die Here roep. Die Here roep. Terwyl ek in 'n vallingskap sit vir 10 jaar. Ek sit uit blinde misbruik vir 10 jaar. Hoor ek die stem van die Here nie. Maar die Here het 'n tyd en 'n plek wat hy aanwys. Dat wanneer jy tyd hou was in die wêreld, dan is daar 'n roepstem van uitgaan, my seun, kom terug. Stemme veroorsaak dat 'n mens die verkeerde rigting in beweeg. Stemme veroorsaak dat jy jouself verongeluk. Stemme veroorsaak dat jy misluk op hierdie pad as jy verluister na die verkeerde stemme. Terwyl daar een stem is. Die Bybel sê, toe Jesus aan die kruis hang, het hy met een stem uitgeroep, it is finished, it is done. Dat is dieselfde stem wat vanoggend hier is, om vir u te sê, ek
Ek het jou gelas nummer, ons is broers. Terwyl het geheimsinnig tik, as hy al reeds hoeveel jaar, 'n verslaafde. En dan kom dat ek en hy 'n broederskap sluit, ons het nooit 'n broederskap gehad nie. Ons het altyd bakkely. Bloedbroers wat bakkely soos die kat en mus. Ons kan nie saam sit en dan veg ons. Want die een is 28 man en die een is 27 man. Ons sit in langs hier in kampie, want hy is 'n son op en ek is 'n son af. Ons het die gemeenskap met mekaar nie. Ons kom by mekaar uit. Ons gaan nou voel mekaar aan. Maar nie deur die gees nie. Deur die stem van dik. Deur die stem van verslaafdheid. Hy het altyd vir my gesê, as mama ons vang, moet nie sê, dat ek wat jou die ding geleer het nie. Ja. Hy het altyd gesê, as mama ons vang, moet nie sê, dat ek wat jou geleer het nie. Want hy moet man staan, man vang. Man vang, man staan. Ek kan die man van die Here saam op die pad van duisternis as. Volg ek sy stem. Van hy meer kennis van die pad van verslaafdheid. Hy leer my hoe om my lobby vast te hou. Hy leer my hoe om die sakkies vast te brand. Hy leer my wanneer om te trek en wanneer om te los. Dit was 'n stem uit die put van die Here uit. Ek het aan geen ander stem aan die wêreld aangegee, behalwe aan die stem wat die man van die Here gehad het. As hy gesê het, spring, dan vraag hoe hoog. As hy gesê het, duik, dan vraag hoe laag. Dan noem ons 3-4 in die morgen. Ons kan iets uit en aan in die lokasie aan. Dat is pikdonker. Ons roep dus aan die Suid-Afrika mense. Ons is op soek na dit. Ons is op soek na bloed om te giet. Op een stem wat ek gereageer. Dit was sy stem. Ek het nooit geweet dat wanneer jy die vyand dien, dat die stem van die vyand kan so 'n impak het op jou lewe nie. Ek moes al gesterf het. Ek moes al dood gewees het. Ek moes al opgekom het. Maar die Here bly getrou. Ek sê die Here bly getrou. Ek is daar by eensaamheid en terwyl ek so daar by plekkie lê, dis nie skaam om te sê ek bly in 'n hokkie hier nie. So right. Daar is waar ek die altaar van die Here ophou. Daar
Dis waar ek besig is met die Here. Dis waar ek besigheid doen met God. Want dit is 'n einste plek wat ek die stem van die Here gehoor het toe ek in sonde was. Dis die einste stem, pastor. Wat die môre hier tot my gespreek het en gesê het, my seun, dan hier toe en nie verder nie. Ek het 'n ervaring die nag met die Gees van God, man van die Here. Terwyl ek daar lê, ek is hoog, ek is in myself nie, maar ek herken die stem van die Here. Die Bybel sê, as hy ons 'n kind van die Here is, altyd 'n kind van die Here. Die beginsels het ek nog nooit vergeet, die man van die Here. Terwyl ek daar lê, spreek daar 'n stem tot in my oor. Alles word doodstil rondom my. Ek hoor niks musiek nie. Ek hoor niks honde wat blaf nie. Maar ek hoor 'n stem wat sê, spreek hierdie woorde, wat ek aan jou bekend sal maak. Maar dit is 'n vreemde taal wat ek nie verstaan. Terwyl ek die krag van God ervaar uit my voete uit, vanuit my hoof, die krag kom net uit my belly uit. Gaan nou praat ek in 'n taal wat ek nog nooit gepraat het nie. Nooit het ek geweet dat die stem was eintlik besig om my vroeg te berei van my redding nie. Nooit het ek geweet dat as die stem wat praat en sê ek is besig om jou uit te bring uit die duisternis uit. Dit is die stem wat gesê het, ek is besig om die deure oop te maak. En ek praat in die taal. En ek verstaan nie wat ek sê nie. Ek verstaan nie wat rondom my aangaan nie. Maar wat ek wel weet, it is out of Jesus. It was out of the Spirit. Because die Gees praat hier. Die Gees praat hier. En terwyl ek hierdie ondervinding het, die ervaring het, profetes, die next dag breek aan. Al wat my herinner, as die stem, wat oggendsuur saam met my gepraat het, die stem herinner my, uit 'n keer terug uit 'n vanagskap uit. Evangelisme hier dan volgende sê dat die vervalle hand van Dawid word weer opgerig. En die Here het my opgetree. Die Here het my opgerig. Ek weet wat het is om afvallig te wees. Ek weet wat het is om niks te doen wil hê met die Here nie. Ek weet wat het is om na 'n vreemde stem te luister. Die stem van die duisternis veroorsaak dat ek 'n diepe haat teenoor my eie pa opbou.
Die stem van dit veroorsaak dat ek liefdeloos word. Daar is nie meer liefde in my hart nie. Daar is geen meer emosies in my hart nie. Maar vandag staan ek hier. As ek het self vanoggend kan sê, 'n hart van goud, bereid om altyd te help, bereid om in my pad te gaan vir iemand anders. En daar is die ding wat die Here kan doen. Die Een wat harte kan herstel. Die Een wat die gebroke harte weer kan heel maak. En sy naam is Jesus. Bybel stel, Johannes 11 vers 45. Dis die stem wat van Lazarus sê, Lazarus kom uit. Lazarus kom uit. Jong man, jong dochter, u wat nog nie die Here ken nie. Dit is die stem wat vanoggend sê, jong man, jong dochter, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek wil jou vrede gee. Dis hierdie stem wat jou roep vanoggend, jongeling. Waarmee sal jy jou pad suiwer hou? Dit is die stem wat roep uit die eeuwe uit die boeke van Genesis. Dat binne in Openbaring is dit dieselfde stem. Hy verander nooit nie. Hy bly dieselfde. Op die pad van die Here het ek so baie gewasluk. Ek is nie skaam vanoggend om te sê ek het geluister na verskillende stemme nie. Terwyl ek God dien, was daar stemme wat praat. Was daar stemme wat roep en sê dat is nie die moeite werd om God te dien nie. Stemme wat sê, jy kom dan aan niks nie, maar jy dien die Here. Stemme wat sê, mense handen op my, terwyl ek by Jesus is. Mense het my gehaat, terwyl ek in die wêreld in was. En nog steeds haat mense my. Glo my. Daar is nog steeds stemme wat sê, my kind, die vyand roep nog steeds, my kind, kom terug aan. Kom dien my na weer. Kom dien my na weer. Dankie, Rabbi. Dankie, Messias. Maar daar is net een stem vanoggend. En dat is die stem van die Here. Wat 'n uitbraak moet maak in ons lewens. As hy sy stem wat gesê het, my seun, ek roep jou uit jou nuwe destinasie. My seun, ek roep jou tot 'n nuwe werk. My seun, ek roep jou tot 'n nuwe deurbraak. Dit is die stem vanoggend wat roep en sê, my kind, kom huis toe. Jesus.
Die verkeerde ding het hulle vasgemaak. Hulle die hande en die voete het hulle gebreek. Hulle moes die stem toegemaak het. Want zolang daar asem is, as daar 'n prys. Zolang daar asem is, as daar 'n deurbraak. Zolang daar 'n stem is, as daar 'n uitkoms. Die vraag vanoggend, onder wie se stemme sy gehoorsaam? Wat se stem regeer jou? Wat se stem beweeg jou? Wat se stem maak dat jy uit jou nade uit wil beweeg? Wat se stem veroorsaak dat jy nie skaam het nie? Verskillende stemme praat tot ons. Maar daar is net een stem vanoggend. En dat is die stem van die Here. En dat is die enigste stem. Wat vanoggend sê, ek het jou trane gesien. En ek het jou gebed verhoor, my stem. My dochter. Halleluja. Die stem van die Here is hier vanoggend. Om iemand sy lewe te kan verander. Sy kan die stem van God verontwaarsaam. Sy kan die stem van die Here vir my in 'n sekere situasie. Hy is hier om sy stem vanoggend weer eens aan jou bekend te kan maak. Hy is hier vanoggend om weer sy stem aan jou te toon. Ons as gelowiges ken dit een stem. En dit is die stem van die goeie herder. Die skaapwagter. Prys die Here. My woord is klaar vanoggend. My woord is klaar vanoggend. Ek wil in hierdie atmosfeer tot verskeie vinnig. As daar iemand is vanoggend wat die stem van die Here nie meer ken nie, kan die vinnig na vore kom. En ons sal saam met
Vader, dit is in die naam van Jesus. Here, vanoggend kom sê ons vir U baie dankie, Jesus. Here, wat ons nog kan luister na die stem van U, Here. Here, vanoggend ons gehoor, Here, is van 'n breinkus, Here Jesus. Here, daar's 'n suster vanmôre wat hier sit, Here. Vanmôre die sal ontvang, Here Jesus. Dat iemand daarna die dood sal tref, Here Jesus. Maar vanmôre kom bid, Here, dat U haar kom versterk, Here Jesus. Here, versterk haar van haar hoof tot op haar voetsool, Here Jesus. Here, berei haar voor vir alles wat sal plaasvind, Here Jesus. Here, ek bid, Here Jesus, as dit van U af is, Here, sien dit vanmôre, Here. Here, maar as dit van U af is, Here, sny dan die dood af, vanmôre, Here. Here, bid, versterk die suster, Here, U ken haar vanmôre. Weet wie sy is vanmôre, Here Jesus. Weet waar sy sit vanmôre, Here Jesus. Maar ek bid vanmôre, Here, dat U haar met kom versterk, Here Jesus. Here, maak haar toe, Here Jesus. Here, wees U saam met haar. Here, waar sy sal beweeg, Here Jesus. Wees U God van baie naby vir haar, Here. Vat vanmôre haar swak kant, Here, en U se sterk kant, Here. En lei vanmôre van krag tot krag, Here Jesus. Here, wanneer die dood sal intree, Here, dat jy standvastig sal wees, Jesus. Here, dat jy voorbereid sal wees, Jesus. Sien haar, Here. Sien haar huishouding. Sien haar gesin, Here Jesus. Ek eer en dank sê, amen en amen. Kom ons gee die Here prys. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. As jy nog bly om te wees, amen. As jy nog bly om te wees, amen. Wat 'n wonderlike woord. Wat 'n wonderlike woord. Ons sê dankie aan die man van die Here wat ons so lieflik kon bedien met die heilige woord. Halleluja. Maar ons gaan nou draai diebares. Tyd het daar reeds ver gevorder. En soos ek genoem het van tevore, prys die naam van die Here. Ons gaan nou 'n bietjie nou beweeg na nageregse kante toe. Amen. As jy nog met my, as jy nog met my. Musiekfabriek, het lyk my die mense is vaak geheer. Nou is gewoon net 'n koord agter kry om vir wakker te maak. Halleluja. Het lyk my hier is 'n bietjie te vol geëet. Halleluja. Ons gaan gewoon